Goeiemôre aan elkeen wat vanoggend hier so is. Chantal, jy het verby my geglip, ek het jou nie gesien nie. Agterdeur. Ek moet 'n foto kry van jou, onthou dit. Gister, is julle opgewonde om in die huis van die Here te wees? Wie is hierso met 'n plan? Wie het 'n missie? Wie het 'n visie? Haai, wie het 'n dankbare hart? Ek is bly om daai hande te sien. Ons wil vandag aan al ons besoekers wat hierso is, baie welkom sê. Ons weet, ons het 'n toewydingsdiens aan. Ons gaan vanoggend 5 klein wonderwerkies toewy aan die Here en dit is amazing want die woord sê vir ons moet dit doen, ons moet hulle bring na die koninkryk toe, né? En ons moet hulle leer en ons moet vir hulle wapens in hulle hand sit en ons moet oor hulle spreek alles wat die waarheid is, né? Is hier iemand wat dalk 'n getuienis het vanoggend wat ietsie wil sê? Ek sien Natasha wil. Natasha wil nie. Okay, Natasha wil nie. Okay, ek gaan vir die Stoofie vra dat sy vanoggend vir ons die diens open. Dankie Tannie Stoof. Broers en susters, hoe wonderlik is dit om vanmôre in die huis van die Here te wees. Daar is 'n blydskap in ons hart om te weet dat ons hemelse Vader vanmôre hier saam met ons is. En ek het nie geskrik nie, Paul. Want hy maak ons altyd... Daai kan baie gevaarlik wees as 'n mens so skrik. Hy maak ons altyd bang. Kom ons maak ons oë toe en ons sê dankie vir die Here vir hierdie dag. Hemelse Vader, hoe groot is U? U is ons almagtige God en Vader. Daar is niemand soos U nie. Daar is nie 'n naam bo hierdie naam nie. En daarom, Here, kom ons vanmôre na U toe. En ons lê hierdie diens in U hande. Ons vra U seën oor elke verrigting wat hier gaan plaasvind. Elke kleintjie wat vanmôre hier voor U gaan staan, Here, met mammas en pappas. Here, lê ons aan U voete neer vanmôre. En ons vra, Here, dat U ons harte sal oopmaak, sodat ons hierdie woord sal kan ontvang en dat hierdie woord vir ons hierdie week sal kan dra. En ons vra dat U pastoor sal salf sy lippe, Here, dat hy daardie woord sal bring soos U dit van hom verwag. En ek bid ook so die seën oor ons offerande, die seën oor ons worshipspan, Here. Dankie Meester. Amen. Smit, ek weet nou nie, wat is jou plan? Hoe is jou plan vir oggend? Ag, dankie, nee. Nou ja, ek gaan vir julle vra dat julle vir my staan. Ons het nog 'n klomp mensies wat inkom vir die ou babietjies. Ons is so opgewonde. Ek dink Ilse se babietjie is die jongste. Hoe julle se nou oud? Ja, Ilse se is jonger as julle se. Ja, hier's 'n ou dogtertjie tussen die 4 seentjies vanoggend. Maar nou ja. So kom ons staan. Groet die ou wat langs jou is, sê vir hom, as jy gereed is, dan is dit nou die tyd. Ons gaan 'n liedjie sing en dan kan jy jou 10de en jou offerande na die skatkis bring. Amen. As die lewensstorme weer om jou slaan, en jy gaan so vooruit gaan, tel jou seëninge, tel een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verweer. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge voort, dan twyfel heen, en jy sien Gods goedheid laat jou nooit alleen. Ken jy hom? Stop gou. Ken julle hierdie ou tydse tel jou seëninge? Ken julle hom nie? Wys vir my wie ken hom. Okay, ek ken hom nou nie so goed nie, so ek moet nou kyk, hoor. Andrei sê hy ken hom baie goed. Ons gaan nog gou weer probeer, is dit reg? Soos ek nou nie vir jou kyk nie, ek moet die plekke, want dit lyk my ek sal lenig wat hom hier voor sê. Ons ken hom ook nie eintlik nie. Kom ons sing gou weer, maar ons kan ons seëninge tel. Hoekom kan ons seëninge tel? Kyk net wat gebeur hier. 5 pink, blou, groen, amper sê ek pers ook. Ag, julle, kyk dingetjie. Jy het seëninge om te tel, nie? As die lewensstorme woedend
Amen, ek dink ons kan die Here beter lofoffer gee as dit. Dis hy, ons kan eers ons sitplekke neem, want u gaan nou verstaan hoekom hierdie liedjie so van pas is, want vanoggend gaan ons nou regtig ons seëninge tel met 5 klein pragtige goedjies. Nou, hoe kan 'n mens op 'n plek kom waar jy nie die seëninge van die Here werklik oor kan getuig as jy hierdie klein dingetjies in jou hande het en jy hulle glimlaggie sien in die opregtheid waarmee jy saamgaan. So ek wil vir al die mamas en papas en die oupas en oumas en daar's daar oupa groots en ouma groots is, elke ding wat groot en klein is, kan julle hier voor kom staan. Pastoor, waar kom hulle almal vandaan? Het die ooievaar hulle gebring? Ons het mos gebid vir vrug. Julle kan sommer net hier voor my staan, die papas en mamas, dan kan julle vir my kyk. Hulle mag nou nog nie sien hoe pragtig hierdie klein goedjies lyk nie. Oupas, oumas, julle kan net so inval. As hy. Kom ek skuif hierdie, as ek mag vra, kan ons so bietjie die kant toe skuif, dan kan almal inpas. Dit lyk nou of ek die hele kerk toewy. Dat sê, julle kan so bietjie vorentoe staan, dat ons daarom so naby aan mekaar kom, kom nog bietjie vorentoe. Ek het my valstande uitgehaal, julle is veilig. Oumas, oupas staan so naby hulle. Jy sien, die liedjie sê, tel jou seëninge. En ek wil vanoggend vir julle sê, om net so te kyk, na hierdie seëninge, dan besef ons, Here, tel ons seëninge genoeg. Sê ons genoeg dankie vir dit wat u toelaat. Want jy sien, vir hierdie klein goedjies om hier te wees, het dit begin by die ouens agter hulle en die ouens agter hulle. Dis waar alles begin het, en vanoggend het ek vir die ouens in die bidkamer gesê dat ons uitroep moet nie begin by die kleintjies nie. Dit begin by oupa en ouma, oupa groot, ouma groot, vir die wat daar is, en dan eers pappa en mamma. Jy sien, dis waar die netwerk begin, want jy is net so sterk soos wat jou ketting is. En as jy weet, jy het 'n ouma groot, of 'n ouma, of 'n oupa, wat oor jou bid, weet jy, jy's toegemaak. So raai wat, jy hoef nooit bekommerd te wees, of jy op 'n plek gaan wees, dat jy vir hierdie klein dingetjie, die regte goed gaan uitwys nie. Want dit alles begin by die gebed wat oor jou is. Nou, ek wil net sê vir klein Wiandrey, Gustaf, G.J., Jandrey en Milanay, is vanoggend die eregaste in die huis van die Here. Nie in die huis van leefstyl nie, in die huis van die Here. Want dit is vanoggend die belangrikste persone in die huis. Om vanoggend te sê, Here, dat u sal begin om hulle toe te maak. Dat u die leiding sal gee, dat pappa en mamma, oupa en ouma ten alle tye bewus sal wees van wat hulle moet sê, hoe hulle moet optree, en die gebede wat hulle moet bid. Want jy sien, ongelukkig, ons lag baie keer, maar daai ou sê ding, monkey see, monkey do, is realiteit. As hy sien pappa doen verkeerde goed, gaan hy verkeerde goed wil doen. As hy sien mamma het nie op die oomblik baie mooi gepraat nie, gaan hy dink dis hoe dit moet wees. So ek wil vanoggend vir julle sê, alles begin by julle voorbeeld. En dis waarom die fokuspunt vanoggend is dat die Here by julle sal begin, sodat dit kan oorspoel na hierdie klein goed toe. Nou hy sê in 1 Samuel 27 en 28 sê hy,
om hierdie seun het ek gebid en die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy het die Here daar aanbid. Jy sien, 1 Samuel 1 sê vir hierdie kind het ek gebid, daarom gee ek hom aan die Here. 'n Geskenk van God. Ek wil vir jou dit sê, dat die oomblik toe hierdie klein goedjies die eerste asem gekry het, was dit van die Here, nie van jou nie. Ek weet die lekkerste oomblik wat 'n pappa en 'n mamma kan voel, is dat dit is die eindresultaat. Nee, dit is die begin van wat God eintlik vir julle gegee het. Want jy sien, hoe begin die eerste asemhaling? Toe God die Vader asem in hulle inblaas. Dis waar die eerste wonderwerk al begin het. Nou ek sê baie keer, ek sê, indirek as ek die asem van God ontvang het, het ek eintlik al met geboorte die Heilige Gees ontvang. Want hy is mos drie eenheid. So ek het hom in sy volheid ontvang met geboorte. Maar dit is wat ek geleer is, wat ek gedoen het, die pad wat ek gekies het, wat ongelukkig moeiliker geraak het. So vanoggend wil ek daai fokus op julle sit. Jy sien, die Here leen hulle aan ons as ouers om te vorm, te lei en te beskerm. As ons dink aan hoe Jesus self die kinders geseën het in Markus 10, en dit bly net vir my die mooiste skrif, hy sê, maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. So ek wil vir al die knorpotte vanoggend sê, as jy so geïrriteerd raak omdat 'n kleintjie moet jy regtig self ondersoek doen. Want jy sien, dis 'n geskenk van God. Ek dank die Here as daar 'n kind in die diens, 'n way of 'n man, hulle kan doen net wat hulle wil. Net solank die ouer nie 'n gehoorsame ouer word nie. Ek dink julle kan self julle prentjie maak. Maar ons dank die Here vir 'n stemmetjie wat ons skree. Vir suurstof in daardie longe. Jy sien, hier's 'n klein pastor wat al daar begin. Hy sê in vers 15, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Wat is die lekkerste ding as jou kind partykeer nie lekker is nie? En hulle huil en jy weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie van julle nie, maar die lekkerste is om daai dingetjie vas te druk. Partykeer net jou rustigheid maak hulle rustig. Maar jy sien, as jy onrustig raak, dan raak hulle net erger. So as jy nie 'n goeie resep gehad het nie, of nie weet wat om te doen nie, ons is by 30 Orchard, bring hulle maar net. Ons kleinkinders is nie altyd hier nie, so dis vir my nooit 'n pyn nie, want jy sien, om deel te hê aan 'n geskenk van God, is daar niks groter nie. Ek wil graag nou met die ouers deel. Jy sien, vandag verklaar ons die volgende. Hierdie seentjie sal sterk staan en sterk wees in karakter en sag in hart. Hierdie dogtertjie sal groei in wysheid, genade en identiteit in Christus. Hulle sal soos 'n boom wees geplant by waterstrome, soos wat ons lees in Psalm 1. Geen wapen wat teen hulle gevorm word, sal standhou nie. En dis wat ons moet vashou. Dis waaraan ons moet staan as ouers en as grootouers. Want jy sien, as ons hulle kan toemaak met Jesus Christus, wat kan verkeerd gaan? En ek wil graag vir jou sê, jy moet nooit dink, ag man, hulle is nog te klein. Jy sal verbaas wees wat daai klein oogies kan raak sien. Jy sal verbaas wees wat in daai gedagtes reeds gevorm word.
En wat is tog beter en wat is tog lekkerder as om hulle net liefde te gee van begin tot einde. God het julle gekies as ouers vir hierdie kinders. Julle is hul eerste Bybel, hul eerste voorbeeld van liefde en hulle eerste beeld van wie God is. Die wêreld gaan hulle nie leer van God nie. En ek wil vandag iets moois vir julle sê, dit help nie jy wil hom op 'n Sondag kinderkerk toe bring en nou moet hy leer nie. Jy, as mamma en pappa, is die Bybel vir daai kind. As jy nie dit vir hom kan wys nie, glo my, ons kinderkerk se mense is begaafd, maar hulle gaan dit nie vir jou kan doen nie. Wat jy opgebou het, gaan hulle net op aan. Maar hulle kan hom nie leer van Jesus nie. Dis jou werk. Mag hierdie 5 kinders groot word met 'n honger vir God se woord, met 'n hart wat hom liefhet en met 'n roeping wat duidelik is. Ons wy hulle vandag toe aan die Here vir sy eer en sy doel. Ek wil vir my Zaan vra om hier by my te kom staan. En ons doen die toewyding so 'n bietjie anderste. So ek wil vir die pappas en mammas vra om bietjie vorentoe te staan. En dan gaan ek eers die oupas en oumas salf. En ek gaan eers hulle toemaak. En ek gaan eers die Here vra om hulle te equip om die ouers te kan toemaak. En dan natuurlik hierdie pragtige goedjies net liefde te gee. Wat outomaties maar net so is. So ek weet nie van jou nie, maar iemand het nie nodig gehad om vir my 'n boek te gee om hoe om 'n oupa te wees nie. Ek kon nie wag dat daai kleintjie uitkom en raai wat, toe moet ek deur 'n glas gaan kyk. Dit was die ergste, om daai eerste oomblik te hê. Maar vandag kan ons sê, Here, ons ontvang sodat ons kan gee. En dis wat belangrik is. Ek wil graag vra vir die gemeente om saam te staan. En ons gaan ons hande uitsteek oor elke ouer, elke grootouer. Amen. 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 Dankie Here. Ons salf Here. In Jesus naam. Amen. Jesus. Dankie Here. Okay. Ontvang my. In Jesus naam. Dankie Here. Amen, Jesus. Dankie Here. Yes, Lord. Dankie Here. In U naam, Jesus. In U naam, Jesus. Thank you, Lord. Amen, Jesus. Oops, sorry. Amen, dankie Here. Dankie Here. Amen, Jesus. En vir Oudboet. Amen, dankie Here. Amen, Jesus. Amen. Vader, soos ons staan en ons hierdie ouers nou toemaak, Here. Elke oupa, elke groot ouma, elke groot oupa, Here. Elkeen van hulle wat 'n rol speel in hierdie ouers se lewe, Here. Bid ek vanoggend dat U hulle sal toemaak. Ek bid dat U hulle sal beskerm. Vader, ek bid dat U hulle wysheid gee. Ek bid, Vader, dat hulle vanoggend sal besef dat dit gaan net oor Jesus Christus. Dat dit nie gaan oor persoon nie, maar dit net gaan oor U grootheid. Ek bid, Here, vir goedheid en guns, Here. Ek bid vir 'n gees van opregtheid. Ek bid vir liefde, Here. Ek bid, Here, dat hulle ten alle tye die struktuur sal wees vir elke pappa en elke mamma. Dankie, Here. Vader, so wil ons nou pappa en mamma salf, Here. En so klein wie Andrei, in Jesus naam. Vader, ons salf hom nou, Here. Ons maak hom toe, ons spreek lewe. Vader, dat U ten alle tye met hom sal wees, Here. Vader, al was daar aanslag, ons sê dankie, Here, dat U hom toegemaak het, dat U hom beskerm het. Vader, en dat ons weet, Here, dat goedheid en guns hom vooruit gaan loop, Here. Dankie, Here. In Jesus naam. Here, die pappa en mamma, Vader, klein gee,
Here. Salf ons nou. Vader, klein Gustaf, Here. Vader, in U naam, Here. Sê ons dankie dat U hulle nou toemaak. Here, dat U hulle omvou. Dat U hulle nou ontvang. In Jesus naam. Dankie, Here. O, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. O, Here. Vader, ek sê dankie, Here. Soos hierdie blou oogies nou so direk kyk, Here. Vader, bid ek, Here. Vader, dat hy soveel dieper sal kyk in dit wat om U bied, Here. Vader, dat goedheid en guns, Here, so in sy lewe sal wees. Vader, dat U sy hart sal oopmaak, dat hy sal ontvang, Here, dit wat U vir hom wil doen, in Jesus naam. O, dankie, Here. Dankie, Here. O, Here. O, Here, ons kom nou by hierdie ou klein prinsesie, Here. Vader, en soos ek hierdie mamma salf, en vir ons salf, kom ons vandag en ons sê, dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, dat U nou U seën op hulle laat rus, Here. Vader, dankie, Here. Vader, wat ook al gebeur het tot hier, sê ons dankie dat U nou herstel in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Vader, dat sy weet, Here, dat U al geroep het om die beste mamma moontlik te wees. Vader, nou bid ek oor hierdie pragtige klein dingetjie, Melanie. Vader, ons spreek lewe oor haar. Ek bid dat U haar nou ontvang, ek bid dat U haar omvou, dat U haar toemaak in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie, Here. Ek moet daarom net sê, gee net eers hierdie dogtertjie vir my. Ek het net seentjies. O, Jesusie. Kyk net hier. Ek dink ek sal die perfekte oupa wees vir 'n dogtertjie. Ek hoop my ander kinders luister ook. Maar ek wil hê dat julle seentjies net hier langs my kom staan. Mamma, papas, kom staan hier langs my. Kom ons wys net die gemeente hoe pragtig hierdie goedjies is. Mamma, kom staan hier by my. Ek het net jou kind gesteel. Ons sê vandag vir die Here dankie vir hierdie voorreg. Maar ek vra ook vir julle as gemeente, dat julle die seën oor hulle sal bly bid. As gemeentelede, as familie, as vriende, dat julle nooit sal ophou bid nie. Want weet julle wat, die aanslag sal nooit ophou nie. Maar wanneer God vir hulle is, wie sal waag om teen hulle te wees? Kom ons gee hulle 'n groot hand. O, Jesus, sy is so pragtig. As julle so staan, hier is ons dogtertjie, daar was daarom een, Pink Teddy. Oh, hier is joune. So hulle het 'n ietsie om aan te kou, en te ruk en pluk. En natuurlijk. Sê ja, jy wil net hom hê. Moenie worry oor die ander nie. En dan gee jy jou eie Teddy. Oh, klein Gustaf. Kyk hier so, kyk hier so. Dis hy. So mamma, sy. Julle kan julle sitplekke gerus gaan neem. Kom ons staan saam en worship ons lekker saam. Amen.
is dit nie lekker om hierdie gesiggie te sien nie voor nie. Al hierdie baie babetjies. Ek wil nie sê ek wil nog hê nie, maar ek dink as nog baie ander jong mammas en pappas. Pastoor, ons het nou 'n ding gehad. Elke ou moes aantrek so sy Bybel. Kan ons net gou sien, hou gou jou Bybel so by jou? Is daar 'n prys? Daar's nie 'n prys nie, broenie. Ag,